Goeiedag vriende, kan jy glo op 1 Januarie hierdie jaar 2026 het meer as 5000 mense saam met ons begin lees deur 'n oomblik in die woord, ons 1 jaar Bybel. Wat 'n voorreg om so saam op reis te wees hierdie jaar. Daarom wil ek jou persoonlik uitnooi. Ons gaan maandeliks tyd neem waar ons saam gaan kyk na die tekste wat gelees is en waar jy kan vra. Kom vra jou vrae oor daai tekste waar ons was, of ons in Genesis was of waar ons ook al in die Bybel gelees het. En as jy dalk nog 'n Bybel soek, goeie nuus, nog 800 Bybels is nou weer beskikbaar. So gaan kyk nou by raymondlombard.com. Ek sien jou Woensdag aand by Wat sê die Bybel? Vriende, soos julle weet, doen ons van tyd tot tyd doen ons ook Bybelkarakters, né? Om te gaan kyk na mense in die Bybel en veral karakters wat ons baie aangryp in die Bybel. En die een wat ek nou met jou oor wil praat, is niks anders as Biliam. Biliam, die man wat 'n eselin hoor praat het met 'n mensestem. God het 'n donkie laat praat, 'n eseltjie laat praat, die rydier van Biliam. Maar kom ons lees, maar het 'n geweldige ding gebeur rondom hierdie saak. So kom ons lees saam in Numeri, nogal 'n hele gewigtige saak hierso. Vanaf vers 1, hoofstuk 22. Daarna het die kinders van Israel weggetrek en laar opgeslaan in die laagtes van Moab, oos van die Jordaan van Jerigo. Toe Balak, die seun van Sipor, sien alles wat Israel die Amorite aangedoen het, het Moab baie bang geword vir die volk, want hulle was talryk. En Moab het beangs geword vanweë die kinders van Israel. Toe sê Moab vir die oudstes van Midian: nou sal hierdie menigte opeet alles wat rondom ons is, soos 'n bees die groenigheid van die veld opeet. En Balak, die seun van Sipor, was die tyd koning van Moab. Daarop het hy boodskappers gestuur na Biliam, die seun van Beor, in Petor, wat by die Efraat is, in die land van die kinders van sy volk, om hom te roep en te sê: kyk, daar het 'n volk uit Egipte opgetrek. Kyk, hulle het die oppervlak van die land oordek en staan gelaar teenoor my. Kom dan tog nou, vervloek hierdie volk vir my, want hulle is magtiger as ek. Miskien sal ek onder hulle slag kan slaan en hulle uit die land verdrywe. Want ek weet, die een wat jy seën is geseën en die een wat jy vervloek is vervloek. Toe die oudstes van Moab en die oudstes van Midian gegaan met waarsêersloon by hulle en by Biliam gekom en hom die woorde van Balak meegedeel. Daarop antwoord hy hulle: bly vannag hier oor, dan sal ek julle berig bring soos die Here aan my sal sê. Toe die vorste van Moab by Biliam gebly. En God het aan Biliam gekom en gesê: wie is die manne daar by jou? En Biliam het God geantwoord: Balak, die seun van Sipor, die koning van Moab, het my laat weet. Kyk, daar het 'n volk uit Egipte opgetrek en hulle die oppervlakte van die land oordek. Kom nou, vervloek hulle vir my, miskien sal ek hulle kan beveg en hulle verdrywe. Toe sê God vir Biliam: jy mag nie saam met hulle trek nie, jy mag die volk nie vloek nie, want hulle is geseënd. Toe staan Biliam die môre op en hy sê aan die vorste van Balak: gaan na julle land, want die Here het geweier om my saam met julle te laat gaan. Die vorste van Moab het klaar gemaak en by Balak gekom en gesê: Biliam het geweier om saam met ons te gaan. Daarop stuur Balak nog weer vorste wat meer en aansienliker was as die ander. En hulle het by Biliam gekom en aan hom gesê: so spreek Balak, die seun van Sipor: laat jou tog nie terughou om na my te kom nie, want ek sal jou baie hoog vereer en alles wat jy my sê sal ek doen. Daarom kom tog, vervloek hierdie volk vir my. Toe antwoord Biliam en sê aan die dienaars van Balak: al gee Balak my sy huis vol silwer en goud, ek kan die bevel van die Here my God nie oortree om klein of groot te doen nie. Nou dan, bly julle tog ook vannag hier, dat ek mag weet wat die Here verder aan my sal sê.
En God in die nag na Biliam gekom en vir hom gesê, as die manne gekom het om jou te roep, staan dan op, gaan met hulle saam, maar net wat ek jou sê, dit moet jy doen. Toe maak Biliam die môre klaar, saal sy eselin op en het weggetrek saam met die vorste van Moab. Maar die toorn van God het ontvlam, omdat hy weggetrek het. En die engel van die Here het gaan staan in die pad as sy teeparty, terwyl hy op sy esel ry en sy 2 dienaars by hom was. En die esel het die engel van die Here in die pad sien staan, met sy ontblote swaard in sy hand. Daarom het die esel uit die pad uitgedraai en in die veld ingeloop, maar Biliam het die esel geslaan en om haar na die pad te stuur. Daarop gaan die engel van die Here in 'n holpad tussen die wingerde staan, 'n muur diskant en 'n muur anderkant. En toe die esel die engel van die Here sien, het sy haarself teen die muur en ook Biliam se voet teen die muur gedruk, daarom het hy haar weer geslaan. En die engel van die Here het weer verder gegaan en bly staan op 'n nou plek, waar geen pad was om regs of links uit te draai nie. En toe die esel die engel van die Here sien, gaan sy onder Biliam lê. Daarop het Biliam baie kwaad geword en die esel met 'n stok geslaan. Maar die Here het die bek van die esel geopen en sy sê vir Biliam, wat het ek jou gedoen, dat jy my nou al 3 maal geslaan het? Daarop antwoord Biliam die esel, omdat jy die spot met my drywe. Was daar net 'n swaard in my hand, dan het ek jou sekerlik doodgeslaan. En die esel sê vir Biliam, is ek nie jou esel waar jy jou lewe lank opgery het tot vandag toe nie? Was dit ooit my gewoonte om so met jou te doen? En hy antwoord nee. Toe open die Here die oë van Biliam, sodat hy die engel van die Here in die pad sien staan met sy ontblote swaard in sy hand. En hy het gebuig en op sy aangesig neergeval. En die engel van die Here vra hom, waarom het jy jou esel nou al 3 maal geslaan? Kyk, ek self het uitgegaan as 'n teeparty, want jou weg loop gevaarlik styl in my oog. Maar die esel het my gesien en nou al 3 maal voor my uitgedraai. As sy nie voor my uitgedraai het nie, dan het ek jou al te seker gedood en haar laat lewe. Toe antwoord Biliam die engel van die Here, ek het gesondig, want ek het nie geweet dat u teenoor my in die pad gestaan het nie. Maar nou, as dit verkeerd is in die oë, sal ek teruggaan. Vader, seën hierdie lieflike, heerlike, goddelike woord in ons harte, want sekerlik, Here, het u ook hiermee 'n doel. Sekerlik wil u ook uit hierdie gebeure tot ons spreek. Geef vir ons harte wat gewillig is om te luister, ore wat oop is om te hoor wat u vir u kinders wil sê. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. So vriende, Biliam, die man wat 'n eselin met die stem van 'n mens hoor praat het. Ek weet van 'n man, ek weet nie of jou motor 'n naam het nie, maar ek weet party mense gee vir hulle motor name. En ek weet van 'n man, hy het sy motorkar, sy motorvoertuig, hy het dit genoem Biliam. En toe hulle van vra, maar hoekom noem jy jou kar Biliam? Toe sê hy, want Biliam, net so steeks en onbetroubaar, soos Biliam. So, die een wat nie geluister het nie. Want hy sê nee, kar ry net wanneer hy wil en hy maak net wat hy wil. Jy sien, toe Israel uitgetrek het, uit Egipte uit, het die Egiptiese leermag, wat hulle gevolg het, in die Rooi See omgekom, toe die water hulle oordelg het in al hulle strydwaans. Nou is dit 40 jaar later, en Israel is by die vlaktes van Moab, reg voor die Jordaan, skuins voor Jerigo, om oor te gaan, die beloofde land in.
En hulle het nou met 'n totaal ander vyand te doen. Dis nie Egiptenare nie. Hier het hulle die Moabiete, hulle die Midianiete, en daar wag die Kanaaniete oorkant die Jordaan. En die vyand wat hulle nie ken nie, die woon hoog op die berge hier om hulle, hierdie kant, diskant, die Jordaan waar hulle nou is. Moabiete. En terwyl hulle daar op die pleine van Moab is, en wag vir die bevel van Moses, om aan Joshua oor te dra, die leierskap, 'n nuwe gesag en autoriteit, sodat Joshua die beloofde land kan inlei, want Moses sal nie kan ingaan nie. Het hulle, terwyl hulle daar in vrede gewag het, min geweet van 'n man met die naam van Biliam, wat gereed sou staan om hulle te vervloek, sodat die Midianiete en die Moabiete hulle in 'n oorlog kan verslaan. Van Biliam in die Bybel, want die Bybel praat gedurig van Biliam, hierdie man, voortdurend in die boek Judas, in die boek Openbaring, Petrus, word voortdurend verwys na hierdie man Biliam. 'n Noemenswaardige Ou Testamentiese karakter, as ek dit so kan stel. Alhoewel hy nie van God se volk was nie, het hy geweet van Jahwe, van die Here, die God, die kragtige God, die Elohim van Israel. Maar hy het nie geglo dat die Here die enigste God is nie. Want jy sien, Biliam was bereid om God te volg solank dit vir hom voordelig was. En hy sou die Here gehoorsaam solank as hy daarby baat vind. Biliam is 'n sprekende voorbeeld van Jesus se leringe wanneer Jesus het al gepraat van wanneer die lig wat in jou is donkerheid is. Want jy sien, Biliam se kop mag die lig gesien het, maar sy hart was donker. En hoe groot was daardie donkerheid nie? Want jy sien, Biliam, die man van Mesopotamië, hy was nogal gereken as 'n profeet. Tog het hy onheilige praktyke gevolg van oosterse waarsêery. Jy sien, Biliam, alhoewel hy die God van Israel erken het, was sy hart gepreokkupeer met die skatte van Moab, van Balak, die waarsêersloon. Wat jy lees hier in hoofstuk 22 vers 18, hy sê, al gee Balak my sy huis vol silwer en goud, ek kan nie die bevel van die Here oortree nie. Dis wat uit sy mond uitkom. Dit is wat hierdie man Biliam bely. Die silwer en die goud van Balak, al gee hy dit vir my alles wat in sy huis is, die koning van Moab, kan ek nie teen die wil van die Here gaan nie. In vers 37, en ek het dit nie vir jou gelees nie, maar hier is dit, steeds Lukas, Numeri 22. En Balak sê vir Biliam, het ek jou nie herhaaldelik na jou gestuur om jou te laat roep nie? Waarom het jy na my gekom nie? Is ek werklik nie in staat om jou te vereer nie? Ek kan vir jou wonderlike loon gee en jou beloon. Wat vir my so aangrypend is, as ek in die Nuwe Testament kom, die Nuwe Testament praat van hierdie man, in 2 Petrus 2 vers 15, daar's mense wat die regte pad verlaat het en verdwaal het. Wat se pad is dit? Waar het hulle heen gedwaal? Hulle het die weg gevolg van Biliam, die seun van Beor, wat die loon van ongeregtigheid liefgehad het. So hy het die loon van ongeregtigheid het hy liefgehad. Dit sien ons hierso. Biliam, die seun van Beor, wat spreek. So wanneer ons hier kyk, hy het die loon van ongeregtigheid liefgehad. Hy het die verkeerde pad verlaat. Maar dis nie wat hy sê nie, maar dis wat ek en jy sien. Selfs in Judas, hoofstuk 1 vers 11, die boek voor Openbaring, wie hulle
Hulle het hulle self omloon, hulle self in die verleiding van Biliam gestort. Verloon, vir geld, vir silwer en goud, vir dit wat die wêreld kan bied, het hulle die pad net eenvoudig byster geraak. So die Nuwe Testament praat van die loon van ongeregtigheid wat hy gesoek het. Soos ons hier sien, hierdie man Biliam, hy mag dalk erken het, dat hy selfs teenoor die Here gesê het, maar ek het gesondig. Maar diep in sy hart het hy 'n ander begeerte gehad. Onthou, hy is nie die enigste een wat toe die Here met hom in afrekening kom, toe sê hy vir die Here, maar ek het gesondig. Onthou, Saul het dit ook gesê in 1 Samuel 15 vers 30 vir Samuel, ek het gesondig. Farao, hy het ook in Eksodus 10 vers 16 vir Moses gesê, ek het gesondig. En dit is so dat Judas Iskariot, hy het ook in Matteus 27 vir die hoofpriesters by die tempel gesê, ek het gesondig. Dit was nie hulle belydenis nie, dat Farao en Judas en Saul en Biliam sê, ek het gesondig teen die Here nie. Dit is net, hulle het nooit vir God om vergifnis gevra nie. Nie Farao, nie Judas, nie Saul, nie eens Biliam, sal ons ooit sien, het die Here gesmeek om vergifnis nie. Hy besef en hy weet hierdie Biliam, sy optrede behaag nie die Here nie. Hy was 'n dubbelhartige man. Hy kan profeteer en tog poog hy om die Godsplan te benadeel. Wanneer ek en jy verder kyk in sy lewe wat hy toe gedoen het, in Numeri 25, sien ons daar in vers 1 tot 5, toe Israel in Sittim gebly het, het die volk begin hoereer met die dogters van die Moabiete. Hoekom het Israel, die manne van Israel, begin om die dogters van die Moabiete vir hulle te neem? Deur die volk na hulle offers van hulle gode uitgenooi. So die vreemde vroue van heidense oorsprong het Israel se manne genooi na hulle feeste toe en hulle offers. En die volk het geëet en hulle neergebuig voor hulle gode. Hulle het hulle verlei weg van die Here God van Jahwe af. Die Here wat hulle uit Egipte land uitgelei het. En hulle luister en kyk en buig hulle neer voor die afgode van hierdie vreemde volke. So het Israel dan gekoppel aan Baal Peor om die toorn van die Here teen Israel te laat ontvlam. Die Here het baie toornig geword. Toe sê die Here vir Moses, neem al die hoofde van die volk en hang hierdie oortreders op in die volle son vir die Here, dat ek hulle toorngloed van Israel kan afwend. Daarop het Moses aan die rigters gesê, slaan elkeen die manne dood wat hulle aan Baal Peor, aan hierdie afgode gekoppel het. Vreeslike ding wat gebeur het. Maar wat het in der waarheid hier uitgespeel? Wat ons lees dat Biliam het, omdat die Here hom verhinder het om Israel te vervloek en hulle elke keer net te seën. Toe sê Balak vir Biliam, wel, die Here het jou weerhou van enige loon. Daar's nie silwer en goud vir jou nie. Maar toe gebeur dit nogal, dat hy toe vir Balak sê, maar kom ek sê jou, hoe kan jy die volk tot 'n val bring? Laat hulle betrokke raak met jou volk, die manne met die vroue van jou volk, en dat hulle koppel aan die afgode. Want die oomblik as hulle begin om hulle aan afgode te koppel, weg van die Here, hulle God af, dan gaan hulle God hulle oordeel. En jy hoef nie eens met hulle oorlog te voer nie. Die Here gaan teen hulle oorlog voer. Nou lees ons in hoofstuk 31 van Numeri. Hier staan in vers 16. Kyk, hulle was deur die raad van Biliam, dit is nou Moab, vir die kinders van Israel 'n oorsaak van troubreuk teenoor die Here in die saak van Peor, sodat die plaag van die vergadering van die Here was in die vergadering van die Here, en baie mense het daar gesterwe.
Nou, selfs die boek Openbaring, tot in die laaste boek van ons Bybel, lees ons van hierdie Biliam in Openbaring 2 vers 14 oor wat hy gedoen het, waar Jesus self met die gemeente praat van Pergamus en hy sê vir hulle, maar ek het enkele dinge teen jou, teen my kerk. Dat jy daar mense het wat vashou aan die leer van Biliam, wat Balak geleer het om 'n struikelblok voor die kinders van Israel te werp, naamlik om afgodsoffers te eet en te horeer. Kerkmense wat hulle aan ander dinge koppel, aan wêreldse dinge, aan silwer en goud en die gode van hierdie wêreld. Die Here sê, ek het dit teen jou, dat jy mense het wat die loon van Biliam navolg, gaan oor geld. Ek wil nie eers dink, as ek dink wat baie gebeur vandag in die prosperity leer in die wêreld, en hoeveel mense so mislei word, deur hierdie voorspoedsleer, om geld te maak, uit die koninkryk uit. Hierdie man, hy het wel God se woorde gespreek tot op 'n punt, maar hy het 'n dubbele lewe gelei. Dit het tot sy ondergang gelei en selfs tot sy dood. Want jy sien, die pad na die hel kan uitgelei word met die beste van intensies. Om reg te sterf, moet ons reg lewe. Dit was nie die geval met Biliam nie, want hier staan in Numeri 31, vers 7 en 8, Israel het oorlog toe getrek teen Midian, soos die Here Moses beveel het. Hulle het al die manlike persone doodgeslaan. Hulle het die konings van Midian gedood, die wat by hulle was, Ewi, Rekem, Sur, Hur, Reba. 5 konings van Midian. Ook het hulle Biliam, die seun van Beor, met die swaard gedood. Toe kry hulle Biliam daar. Wat maak hy by daai konings? Wat het hy gemaak by daai 5 konings van Midian? Natuurlik was hy daar om vir hulle raad te gee. En terwyl hy daar was, kry hulle vir Biliam onder hierdie konings. En die Bybel sê pertinent in Numeri 31, hulle het hom daar gedood. Hy het aan sy einde gekom. Vriende, wat vir my so aangrypend is, wanneer ek en jy na die Bybelkarakter Biliam kyk, want eintlik is die vraag mos, wat hou dit vir my en jou in? Die eerste ding is in Judas 1 vers 11. Hulle het in die verleiding van Biliam gekom. So in ander woorde, selfs die halfbroer van Jesus, wat die boek Judas geskryf het, die tweede laaste boek in ons Bybel, hy leer vir ons, dat Biliam het aan Balak die goddelose raad gegee, om Israel te verlei tot afgodediens en hoerery. Dit sal die toorn van die Here opwek. Enige iemand wat jou weg van die Here af weglei, is soos 'n Biliam. Enige iemand wat jou weglei van die ware God van die Bybel, is soos 'n Biliam. Dis die verleiding van Biliam. Enige iemand wat jou weglei en kompromie aan te gaan, met wat ons weet in die woord van die Here staan, is die gees van Biliam, die verleiding van Biliam. En sê Judas 1 vers 11, om loon hulle self in die verderf gestort, né? Onthou, Biliam het verlang na die omkoopgeld, die omkoopgeskenke, die braai, die silwer en die goud van Balak. O ja, hy was gierig, hy het met sy mond gesê, al gee Balak vir alles wat in sy huis is, maar in sy hart het hy dit heimlik begeer. Vriende, daar's baie valse leraars en sogenaamde profete vandag, wat nie terugduins om die gemeente van die Here tot goddeloosheid en ontug te lei en onwaarhede, om mense om hulle eie persoonlikheid te bou en hulle self te verryk in die proses. Mag God ons daarvan bewaar. En sê 2 Petrus 2 vers 15, hulle het die regte pad verlaat en gedwaal, afgedwaal, weggedwaal, soos Biliam. Ek bedoel, Biliam het met sy eie oë gekyk na Balak se omkoopgeskenke en sy silwer en sy goud, en toe gee hy vir hom raad, hoe om Israel tot 'n val te bring. Biliam
jy het van beter geweet, maar jy het gekies om 'n verkeerde weg in te slaan, tot jou eie ondergang. Jy sien, die storie van Bileam is, hier is 'n man wat van beter geweet het, maar die pad byster geraak het. En selfs toe 'n esel met die stem van 'n mens met hom gepraat het, sou mens gedink het, dit sou hom heeltemal tot sy sinne bring. En dit was nie so nie. So die vraag wat ons het, wat leer ek en jy uit die verhaal van Bileam? Een van die dinge wat ek en jy leer is, die oë van die Here is op ons motiewe. En dit is net so belangrik as my en jou aksies, ons handelinge en ons optrede. Die Here kyk in ons hart. Die Here het in Bileam se hart gekyk en God het daar dinge gesien. Die Here het dit gesien. Uit die verhaal van Bileam leer ons dat selfs al praat 'n lasdier, 'n eselin met die stem van 'n mens, as 'n mens jou hart teenoor die Here verhard, dan gaan oordeel jou uiteindelik volg. Jy sien, uit die verhaal van Bileam leer ons dat diegene wat ander op 'n dwaalweg lei, sal al oordeel van God ontvang. Mense wat ander mense op 'n verkeerde pad lei, sal geoordeel word. Dit moet 'n vreeslike ding wees om mense in 'n verkeerde rigting te lei, want God gaan daai mense verantwoordelik hou wat dit gedoen het, wat siele in 'n verkeerde rigting verlok het. Ek sien in die geval van Bileam se verhaal, toe hy vir die engel van die Here sê, ek het gesondig. Dit het nie baie lank gehou nie. Met sy kop kon hy dit sê. Maar sy hart was ver van daai woorde af. Want jy sien, daar was nie by hom 'n hartgrondige berou. Daar was nie by hom 'n onomkeerbaarheid van, ek gaan my nie laat verlei deur Moab se koning, deur Balak nie. Ek sal nie die volk van die Here enige kwaad aandoen nie. Ja, hy het hulle geseën en weer geseën, maar toe hy en Balak dit agterna bespreek, om waarsêersloon te kry, om vereer te word vir silwer en goud, het hy 'n ander pad ingeslaan en in die geheim vir Balak geleer hoe om hierdie volk Israel tot 'n val te bring. Laat hulle aan ander gode koppel. En as hulle aan ander gode koppel, sal die Here hulle verlaat en hulle oordeel. Dit laat my dink, daar is 'n berou volgens die wêreld, maar dit lei net tot die dood. Want ek bedoel, 2 Korintiërs hoofstuk 5 vers 10 lees ons van, daar is 'n berou volgens die wêreld. Maar dan is daar 'n ander berou, 'n berou van werklike bekering wat lei tot redding en saligheid. Die berou van die wêreld werk die dood. Ek bedoel, enigiemand is jammer as hulle gevang word deur 'n polisieman oor wat hulle oortree het, nou is hulle skielik jammer. Maar jy's jammer omdat jy uitgevang is. Jy's nie jammer oor wat jy gedoen het nie. Jy's jammer omdat jy gevang is. Nou is jy jammer. Dus jy spyt. In die geval van Bileam, die gees van Bileam, is diep inherent, is daar die sug na die wêreldse en na loon. En jy weet, daar's baie wat in die kerk bid. Daar's die Fariseer van Lukas 18 wat bid en hy sê, Here, ek gee 10de van alles wat ek het, ek gee 2 keer 'n week 10des, ek gee kruismunt. Hy sê, ek is nie 'n egbreker nie, ek is nie 'n hoereerder nie, ek is nie 'n moordenaar nie. Ek is nie soos hierdie tollenaar wat hier staan nie. Ek is nie soos hierdie man nie. En die tollenaar, die Bybel sê, Jesus sê,
in Lukas hoofstuk 18, hy het sy oë nie eens na die hemel opgeslaan, hy het dit op sy bors geslaan, hy het gesê, o God, wees my sondaar genadig. Hy het vir genade gepleit. En die Here sê, hy is meer regverdig in sy huis as die man wat tiendes betaal het, as die man wat nie egbreek gepleeg het, as die man wat nie 'n dief was nie. Dis 'n ander mens wat meer geregtigheid voor God het en guns by God het as hierdie ene. Want jy sien, dit gaan oor jou hart. Dit gaan oor die motiewe van jou hart. Dawid, hy breek op in Psalm 51 en hy sê, o God, moet U Gees nie van my wegneem nie. Here, ek het gesondig teen U en teen die hemel. Ek het berou, ek is jammer, vergewe my. Dit sien ek en jy nooit uit die mond van Biliam nie. Dat het nooit gebeur nie. En dit laat my net wonder. Moet die Here met 'n eseltjie, deur 'n eseltjie met my en jou praat? Of kan ons maar net die woord van die Here vandag neem op sigwaarde soos dit hier is en hoor wat die Here vir ons sê? Ons kan nie dat die aardse, ons kan nie dat die tydelike, ons kan nie dat die wêreldse, ons kan nie dat weelde, ons kan nie dat silwer of goud, ons kan nie dat mammon, ons kan nie die dinge van die lewe, die oë wat ons sien, die grootsheid van die lewe, dit wat die vlees begeer, ons wegtrek van God nie. Ons hart verlei weg van die Here af nie. Laat die Here altyd eerste staan. Dat hy die fokuspunt in jou lewe is. Here Jesus sê, jy kan nie God en mammon dien nie. Hier is 'n man, Biliam, wat hom uitgegee het as 'n man van God, 'n profeet van die Here. Maar mammon was vir hom belangrik. En Jesus sê, jy kan nie twee Here dien nie. Jy gaan die een lief en die ander een haat. Of die een verag en die ander een volg. Waar is jy vandag? Waar is ek en jy vandag in ons motiewe in dit wat ons doen? Mag die Here ons bewaar van die gees van mammon, van die gees van die wêreld, van die verleiding van Biliam, van loon, dat ons die regte pad sou verlaat en 'n verkeerde rigting inslaan. Mag die Here my en jou bewaar in Jesus naam. Kom ons bid saam. O Here, Vader, dankie dat ons uit hierdie Bybelkarakter Biliam se lewe vandag kan leer wat God nie behaag nie. En dat ons kan leer wat nie by die Here sal bly staan nie. Dat die wêreld en sy attraksie, dat die dinge van verbygaande aard, dat die materiële dinge ons nie sal vasgryp nie. Here, gee in ons hart 'n ewigheidsperspektief. Here God, gee dat in ons hart ons die Here sal volg. Dat ons oë op Jesus sal wees. Dat die wêreldse attraksie nie ons aandag van U sal wegneem nie. Dat die dinge van die wêreld nie sal gryp na ons aandag en ons die Here in ons lewe verwaarloos nie. Maar dat ons verhouding met U en ons wandel met U en ons tyd in gebed en tyd met die woord sy plek in ons lewe sal behou in ons doen en late elke dag van ons lewe op hierdie aarde. Dit bid ons Vader in Jesus naam. Amen. Die Here seën.